Baie hartlik welkom, liewe gemeente, liewe vriende. Ek wil vanmôre vir julle 'n baie bekende gedeelte lees uit Lukas 10 oor die barmhartige Samaritaan. Lukas 10 vanaf vers 25. Daar was 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" En dan antwoord Jesus hom: "Wat staan in die wet geskrywe?" Jesus sê vir hom: "Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal lewe." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het dan toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelee bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so." Ek het rukkie terug gelede 'n videoklip gesien op Facebook van 'n CEO van 'n groot firma wat iemand wou aanstel in 'n hoë pos en hy het so 10 kandidate gehad wat reeds in bestuursposisies was. En hy het vir hulle gesê: "Die volgende dag moet julle kom elkeen vir 'n onderhoud, want ek wil graag iemand aanstel as 'n bestuurder net onder my." Vroeg die volgende oggend het die CEO gegaan en hom aangetrek soos 'n boemelaar en hy het hom laat sit daar, sit gemaak daar op die sypaadjie. En een na die ander het die bestuurders verbygekom. Een van hulle het hom 'n skop gegee en vir hom gesê: "Gepat hier voor ons ingang." 'n Ander een het die hoed wat daar 'n paar muntstukke in gelê is, weggeskop. 'n Ander een het hom 'n paar lelike woorde toegesnou. Maar een van die bestuurders het vir die man gesê: "Is jy honger?" Hy het ja geknik. Sê: "Hier oorkant is 'n hoompie. Kom ek steek jou vir 'n breakfast." En hy het hom gevat vir 'n breakfast en hulle het lekker geëet. En hy het vir hom ietsie in die hand gegee. En hy het opgestaan en het geloop.
Die man was uit die aard van die saak 'n bietjie laat vir al die onderhoude. So hy het as te ware saam met die boemelaar of die CEO ingestap by die kantoor waar die ander almal sit en wag het. Die CEO wat soos 'n boemelaar gelyk het, het al die manne ingeroep en toe sy klere uitgetrek en sy vermomming afgehaal en vir hulle gesê, ek het vanmôre gekyk wie van julle het medelee met die naaste. Wie van julle gee om vir die naaste? En net hierdie man is die geskikte kandidaat. Julle ander kan maar gaan. Nou in die videoklip was daar 3 ouens wat hom gesmeek het en gesê het, ons is verskriklik jammer wat ons gedoen het en hoe ons opgetree het en vergewe ons en gee ons 'n kans. Die CEO het gesê, ek het klaar my besluit geneem. Nou ek is baie seker daarvan dat meeste van julle het hierdie gelykenis ten minste al 2 of 3 keer in die kerk gehoor. Dis nie vir julle 'n onbekende gelykenis nie. Trouwens, jy hoef nie eers baie mooi te luister nie, jy weet eintlik hoe verloop die gelykenis. Ons ken dit van kleins af. Maar daar's 'n ander faset in die gelykenis wat ek graag vanmôre wil beklemtoon. Ek kom daarby. Kom ons gaan net vinnig deur die feite van die gelykenis. 'n Wetsgeleerde kom na Jesus toe. Hy ken die wette, die 613 wette. En hy is daarop uit om Jesus te toets. En vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, wat staan in die Shema, julle wette? En die man kan dit resiteer, hy sê, jy moet jou naaste lief hê as jouself, en die Here jou God lief hê. En aan die einde sê hy vir hom, gaan jy en doen jy net so. Maar die probleem met hierdie wetsgeleerde is, hy wil graag vanuit sy standpunt, vanuit sy oogpunt, wil hy besluit, wie is sy naaste? Hy wil bepaal, vir wie moet hy 'n naaste wees. En ons weet nou al, dat die vraag eintlik omgedraai moet word, die vraag is nie wie is my naaste nie, die vraag is eintlik, vir wie kan ek soos 'n naaste wees? En dan is die antwoord daarop, almal wat vandag my lewenspad kruis. Vir almal moet ek 'n naaste wees. Ek is bevrees, dit gebeur nie meer nie. Ja, en ek weet, ons het probleme met werkloosheid en op elke hoek van elke straat, by elke robot, is daar iemand met 'n plakkaat, ek weet dit. Maar ek wil praat oor 'n ander terrein waar naaste liefde nagelaat word, en dis in die kerk. En dis die plek waar dit juis nie nagelaat behoort te word nie. Die verhaal loop so. Tussen Jerusalem en Jerigo was daar 'n pad gewees wat bekend was vir struikrowers. Veral naby Jerigo was daar so 'n slengdal en daar het die struikrowers toegeslaan op die mense wat daar verbykom en hulle beroof en hulle geslaan, soos wat in hierdie geval gebeur het. Hulle het hierdie man waarskynlik van sy pakdier afgehaal, of hy die dier begelei. Hulle het hom geslaan, hulle het al sy goed gevat, en hulle het hom vir half dood laat lê.
Ek kan so my geestesoog sien hoe let die man so met een oog oop. En dan kom daar 'n priester verby. Hulle was baie kenbaar aan die klere wat hulle gedra het, lang geweefde kledingstukke. Maar hy sorg dat hy ten minste 10 tree van die man af verbystap. Want hy wil homself nie onrein maak nie. Dan kom daar 'n leviet verby en hy volg dieselfde roete. 10 tree van die barmhartige, van die man waar hy lê. Stap hy verby. Maar nie aan hierdie man raak nie. Dan verontreinig ek myself. En toe kom daar 'n Samaritaan verby. Nou die Samaritane en die Jode het nie klaargekom nie, en die man wat daar gelê het was 'n Jood. Trouwens, hulle het as hulle by mekaar verbygestap, het hulle gespoeg na mekaar. Hulle het mekaar gehaat. Die man stop, klim van sy rydier af. Hy gaan na die man toe. Hy maak sy wonde skoon met olie en wyn, seker olyfolie. Hy verbind sy wonde. Hy laai hom op sy pakdier en hy vat hom na die naaste herberg toe en hy vra dat die mense hom sal versorg asseblief. Hy slaap ook die nag daaroor. Die volgende dag as hy vertrek, dan gee hy vir hulle 2 denarii. Dis 2 dae se inkomste. En hy sê vir hulle, ek kom binnekort weer verby, en dan sal ek kom hoor of julle nog geld kort om hierdie man te versorg. En hoe gaan dit met hom? Totaal ander gesindheid. Die man wat daar gelê het met sy een oog oop, het seker gesien, hierdie is 'n baster. Hierdie is 'n Samaritaan. Hierdie is nie een van my eie volksgenote nie. Hierdie is nie 'n kerkou nie. Dienteen was hy 'n smous. Maar die man kyk nie met sy oë nie, hy kyk met sy hart. En hy reik uit na iemand wat hy fisies kan sien wat seer gekry het. Die belangrike ding wat ek hier wil sê is, jy moet kyk na die man op die grond, wat met sy een oog lê en kyk, wat sien hoe die mense verbygaan. Die Ou Testament het 'n interessante woord, ria, wat beteken, jy laat jou in by ander se nood. Jy laat jou in by ander se nood. Maar ek het gesê dat ek wil praat oor 'n ander terrein. Ek wil nie praat oor dit wat in die straat aangaan nie. Ek wil nie praat oor dit wat by die robot aangaan nie. Ek wil praat oor dit wat in die kerk aangaan. Weet die mense, weet kerkrade, ouderlinge, diakens, dominees, weet hulle van die seer van mense, van die einas en amens. Weet hulle van mense wat net 'n behoefte het aan 'n besoek, aan 'n gebed, aan 'n telefoonoproep. Hier in die kompleks waar ek bly is daar 'n hele paar mense met wie ek al gepraat het die afgelope paar jare. Een nou het sy pa verloor so 2 jaar gelede. Hy sê vir my, ek wag nou nog vir die dominee.
Ek het hom laat weet. Hy het so 8 maande terug sy been verloor. Hy wag nou nog vir die dominee. Daar's ander mense wat deur ernstige operasies gegaan het, wat bitter siek is, mense wat alleen is. Hulle wag nou nog vir 'n besoek van die kerk se kant af. Net 'n oproep. Net 'n gebed. Of onderskat ons die waarde van gebed? Of onderskat ons die waarde van net 'n besoek by iemand te gaan aflê om te sê, ek het nie woorde nie, maar ek dink aan jou. Ek dink aan jou. Ek self het dit ervaar die afgelope tyd. Ek self het 'n beroerte gehad en dank die Here ek het wonderbaarlik herstel, maar ek het nie een besoek gehad nie. Nie een nie. Ek het nie een oproep gehad nie, behalwe van my eie gemeente. Maar van ouens wat jare saam met my in die bediening was. Kerkraadslede van ander gemeentes wat ek vir jare ken. Nie een oproep nie. Nie een WhatsApp nie. Mens begin voel, is jy so niks werd. Jy sien die probleem is, die kerk het hierdie struktuur van 'n top-down. En daarbo sorg hulle vir mekaar, maar hieronder waar die gewone mense is, gewone lidmate, wat sit met pyn, wat sit met onverwerkte hartseer, aan hulle word nie aandag gegee nie. Dan vra ons, hoekom loop die kerk leeg? Dan vra ons, hoekom is mense antagonisties teenoor die kerk? Dan vra ons, hoekom gaan mense nie meer kerk toe nie? Dis die rede. Ja, en as mense wat sê, ag, 'n huisbesoek het nou nie veel waarde nie, want wat kan jy nou eintlik doen? Kan jy nou iemand bekeer by 'n huisbesoek? Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor 'n klein stukkie belangstelling. Dit gaan oor 'n paar minute van jou tyd wat jy afstaan, wat jy by iemand gaan staan en sê, my ou maat, kan ek vir jou gebed doen? Ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Weet jy hoe sleg is dit? Ons het met ontgroening in die koshuis, was daar 'n fase wat so uitgewerk is, dat die seniors jou skielik van een dag af begin ignoreer, en jy groet meneer, môre meneer, middag meneer, maar hulle kyk weg. Wie hoe sleg is dit? Wie hoe sleg is dit as mense wat jy ken, jou ignoreer? Wat ek nouydag ervaar het, ek hou begrafnis by 'n ander gemeente, en die dominee van die gemeente sit op 'n stoel, so 30 tree van die ingang, maar met sy rug na die mense wat aangestap kom. Hy wil ons nie groet nie. Sou dit nie wonderlik gewees het as hy by die deur gestaan het en vir die mense gesê het, ek ken julle nie, maar sterkte, dink aan julle. Sterkte. Nee. Want ek dink hy dra 'n klip in sy hart. Weet nie wat se klip nie. Maar hy het nie een keer omgekyk nie. Hy het nie moeite gedoen om op te staan en net te groet nie. Hy hoef nie eens by die deur te gaan staan.
Weet jy hoe voel jy na so diens? Verwerp. Uitgestoot. Want kyk, daar is nogal die geneigtheid by mense, as iemand iets verkeerds gedoen het ergens in die kerk, dan word hy gebrandmerk. Dan word daar oor hom geskinder, en die stories word aangedik. Dan word die kerk nie meer 'n hospitaal nie, maar 'n oorlogsmuseum, waar hy verder seer gemaak word. Want daar is 'n spreekwoord wat sê, the church is the only army in the world who kills his own wounded soldiers. En ons het baie goeie argumente. Ons sal baie gou sê, daai man wat aangerand is, hy het dit verdien. Ons ken hom. Hy het lankal gesoek vir so 'n pak slaag. Hy het lankal gesoek om geïgnoreer te word deur die kerkmense, want hulle is moedeloos met hom. Hulle het opgegee. Ag, wat sal dit nou help dat ons hom gaan besoek? Hy sal hom tog nie steur in ons besoek nie. So asof hy melaats is. So behandel kerkmense mekaar. Melaats. Hoë profiel ouens, hulle word besoek, ja. Maar gewone ouens nie. Ons ignoreer hulle. En weet jy hoe sleg is dit om iemand te ignoreer? Dan wonder ek, hoe preek ons nog? As ons nie weet wat aangaan in die gemeente nie, hoe preek ons? Want jy het eintlik niks om te sê vir mense wat eienaars het nie. As daar een is wat mense deesdae nodig het in hierdie tyd van ons, is dit hoop en moed. Geef hulle hoop, en Christus is ons hoop. Praat hulle moed in. Karl Barth het gesê dat hierdie priester en leviet het met hulle oë gekyk en nie met hulle hart nie. As hulle met hulle hart kon kyk, sou hulle nie nood raak gesien het. Karl Barth sê ook, eintlik Nielsen sê, die ewige lewe kry jy wanneer jy 'n gekweste hart het. Kan ek dit herhaal? Die ewige lewe kry jy wanneer jy 'n gekweste hart het. Kom ons bid saam. Here, gee vir ons sagtheid in ons oë en 'n sagte hart, wat uitreik en wat omgee vir mense, wat die nood van mense raak sien, wat bid vir mekaar, wat mekaar besoek, wat uitreik na mekaar, wat mekaar se eienaars en amens raak sien. Ons het dit so nodig, dat mense ons raak sien, dat ons vertroos en versterk word. Ek bid, Here, vir mense in die gemeente wat siek is. Dink aan Stoffel se vroutjie. Hy besoek haar elke dag en gee vir hom krag, Here, ook sy suster. Dink aan Nelia wat so lank sukkel met haar kanker, maar altyd met 'n glimlag by die kerk opdaag. Wees met haar. Genees haar. Ek dink aan tannie Susan Estreisen
wat deur baie operasies gegaan het en baie pyn verduur, wat nou weer hospitaal toe gaan eendag. Wees met haar en genees haar asseblief. Tannie Susan Besuitnout, wat ook maar, al is hom Willie seker al 2 jaar dood, nog steeds sukkel. Daai wonder word nie in 1 dag en 1 maand genees nie. Ek bid Here vir mense wat se familie ernstig siek is, wat familie verloor het aan die dood, soos Tannie Anna. Wil U vir hulle troos. Al sê ons dis beter want hy is verlos van sy lyding, is dit vir ons nog hartseer om iemand af te staan aan die dood. Ek bid vir mense wat kanker het, wat al genees is, maar wat deur 'n lang proses gegaan het, Here. Soos Moira. Ek bid, Here, wees met Grita, wat ook kanker het. En Koenie wat daar by staan, wees met hulle asseblief. Wees met Irma, Here, wat ook sukkel met haar oë en haar sig en swaar loop, wees met haar asseblief. Wees asseblief, Here, met Koos Barkhuizen en Marius wat hulle ma verloor het, en Koos wat sukkel met die beroerte, dat U hom sal genees. Ek bid, Here, dat U sal wees met mense hier in die kompleks wat ek ken, soos Albert en Shaal, wat deur moeilike tye gaan met hulle gesondheid. Geef hulle krag van dag tot dag. Ek bid vir 'n vrou en haar seun, wat deur 'n bitter moeilike tyd gaan, en elke dag voel soos 'n jaar. En dit vat aan albei se gesondheid. En dit knou hulle emosioneel. Here, geef hulle krag en gesondheid en maak hulle bewus van U teenwoordigheid. Ek vra dat U ook, Here, ons sondes sal vergewe. En dat U ons sal help om met die hart na mense te kyk. Ek bid vir 'n nadere verkiesing, Here. Bewaar ons land van anargie en opstande en haat teenoor mekaar, en sulke goed. En vergewe ons sondes. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ontvang met bidende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, wat liefde kom wys het, wat kom buk het by mense, en God die Vader wat sy seun gegee het uit liefde vir ons, en die Heilige Gees wat dit in ons harte indra, met jou en met my sal wees. Amen. Mag dit 'n mooi dag wees, 'n week, vir elkeen van julle. En maak moeite, maak tyd, om te bid vir mekaar. Totsiens.